ons is vandag by die 5de diertjie van ons reeks oor konflikhantering. Ons het sover 4 ouetjies gehad, 4 verskillende maniere waarop ons konflik kan hanteer. Maniere hoe ons kan reageer of optree wanneer ek iets wil hê en jy iets wil hê, maar dis nie dalk nie dieselfde ding nie, nê? Nou, kan julle onthou wie was hierdie diertjies? Dink 'n bietjie. Ja, die teddybeer, definitief. Dit was die ouetjie wat gesê het, ek is so lief vir jou, solank ek en jy net kan maatjies wees, kan jy maar my sweetie kry. Dan die tweede een, die jakkals, die ou sliewe jakkals wat altyd agteraf plannetjies maak om te kry wat hy wil hê, waar niemand eintlik wen nie, nê? Die derde ouetjie, onthou julle vir Dawid wat weggekruip het? Yes, dis die skilpad wat in sy dop gaan wegkruip en wag tot die gevaar verby is. En verlede week, ouens, ek het gesien julle het nie so mooi gaan kyk nie, so ek wil julle uitdaag om gou vandag ook vir Tiertjie, die Tiertjie wat kwaad word, ook te gaan kyk. Maar moenie dink dit is die verkeerde manier om op te tree nie. Ek verduidelik vir julle in die video wanneer dit wel reg is dat die Tiertjie binne in jou kan uitkom en kan konflik hanteer op daai manier. So vandag gaan ons gesels oor ons 5de dier en dit is ons gryse wyse uil. Nou dink julle nie ek lyk ook net soos 'n uil met my bril vanmôre nie, nê? Die beste kinderstories vertel vir ons altyd van hierdie uil wat daar bo in op 'n tak sit en raad gee en idees gee en planne maak saam met die ander diere van daardie omgewing. Nou toe ek nou so 'n bietjie gaan dink oor dit, toe is daar natuurlik een ou wat net so opkom by my. En dit is Salomo. Nou hoekom Salomo? Nou Salomo was die seun van Dawid. En Dawid was al reeds 'n baie cool, goeie koning gewees en ons het al so 'n bietjie van hom geleer. Onthou hierdie jaar is ons besig met die Ou Testament en al hierdie aksiebelaaide dinge wat gebeur in die Ou Testament. En toe gaan Dawid dood en hy het toe vir Salomo gekies om die nuwe koning te word. Maar het julle geweet, hy was nog baie jonk toe hy moet koning word. Nou, hierdie tannie was ook eens op 'n tyd baie jonk. En dan was ek baie keer in 'n posisie aangestel, in 'n leierskapposisie, of die jongste enetjie in die tennisspan, graad 8 en dan's almal al reeds matriek, of die jongste een in die vriendekring. Nou, baie keer gebeur dit, nê? En dan mag ons nie glo dat ons nie weet wat om te doen nie. Dan mag ons nie glo omdat ons jonk is, moet ons net en nie 'n opinie hê nie. Want hierso staan ook dat Salomo jonk was toe hy koning word. Maar weet julle wat is nog mooier as dit? En iets wat waarheid is in my lewe en ook in jou lewe. Dat God was lief vir Salomo. En toe nou, toe is Salomo op pad na Gibeon toe. Nou Gibeon was 'n stad daar naby waar hulle gaan offers bring het. Nou in daai tyd het hulle brandoffers gebring. Goed wat baie waardevol was, wat hulle op 'n klipplaat gesit het, groot vuur gemaak het en dan dit gebrand het, laat dit kan opgaan na God toe, om vir hom dankie te sê. Nou ons doen ook dit Sondag wanneer ons 'n geldjie in die sakkies gooi, om vir God dankie te sê vir sy seën, sy goedheid en sommer net vir wie hy is en hom prys daarvoor. Nou terwyl hy in Gibeon was, dit was ver, so hy moes oorslaap, een slaapie oorslaap daar. Toe droom hy, en in sy droom vra God vir hom, Salomo, wat wil jy van my hê? As daar iets is, wat sal jy vra? En Salomo het die volgende geantwoord, en ek wil dit vir julle lees, want dit is baie mooi. Hy sê, ek wil 'n goeie koning wees, soos my pappa. U was vir hom baie goed. Hy was 'n baie wyse ou man toe hy gesterf het.
maar ek is jonk en sonder ervaring. Gee dan vir my wysheid, o God, die wysheid wat ou manne het. Leer my om te kan onderskei, om te kan sien wat is reg en wat is verkeerd. Wat is 'n goeie pad of wat is dalk nog 'n beter pad om te stap. Sodat ek my volk goed sal regeer, sodat ek 'n goeie leier sal wees vir my volk, sodat ek 'n goeie maatjie kan wees in my vriendekring. So oral waar jy gaan en jy het invloed, né? Tussen ander mense. Invloed is gelyk aan leierskap. So oral waar jy gaan, kan jy 'n leier wees. Ons het nie daai balkie nodig nie, né? Nou God was baie bly oor Salomo se antwoord en toe sê hy: Salomo, omdat jy wysheid gekies het, sal ek dit vir jou gee, maar ek sal vir jou ook 'n lang lewe gee en dan ook al die ander dinge wat jy nodig het, soos genoeg geld, genoeg ouens wat vir jou werk, sodat jy kan doen dit wat jy moet doen. Nou dit was nie lank nie toe hy terug by die paleis en toe gebeur daar 'n baie interessante ding. 2 mammas kom in sy paleis ingestap met net 1 baba. En hulle albei sê, hulle is die mamma van daai 1 baba. Nou dit is nie 'n maklike ding om uit te sorteer nie, né? Kyk, dis nou omtrent die grootste konflik waarvan ons al geleer het in hierdie reeks. En weet julle wat doen hy? Hy pause. Kan julle onthou in daai heel eerste video, mammas en pappas help hulle om te kyk by 3.0, waar ek gesels oor as iets met ons gebeur en ons skrik of ons moet nou 'n groot besluit neem of ons is in 'n moeilike situasie, kan ons veg, soos die tiertjie. Ons kan vlug, soos die skilpaadjie, né? Of hardloop laat die stof staan. Ons kan vries. Of ek het enetjie bygesit. Pause. Nou pause beteken jy sê net, "Okay, wag. Ek wil eers 'n bietjie dink. Ek wil dalk met iemand slimmer as ek gaan gesels daaroor. Ek wil dalk eers bietjie gaan bid. En wanneer ek reg is, gaan ek terugkom en vir jou 'n antwoord gee." En dis presies wat hy toe nou doen. En God gee ook vir hom 'n antwoord en hy sê, "Bring 'n swaard, dan sny ons hierdie baba middeldeur, dan kry jy 'n helfte en jy 'n helfte." En net daar begin die een mamma vreeslik te huil en sê, asseblief moenie dit doen nie. Gee dan eerder die baba vir die ander vrou. Nee, en toe weet Salomo, wie is die regte mamma? Wie is die regte mamma van hierdie baba? En dit is wat ons moet leer. By die uil en met die wyse Salomo, is druk daai pause knoppie. Dink 'n bietjie, wees geduldig, gee dit tyd, hokai bietjie, tot jy die regte antwoord het. Probeer dink, hoe voel die ander persoon hieroor? Probeer dink, wat probeer hulle nou eintlik vir my hier sê? Wat probeer hulle eintlik hier uitkry? Hoekom voel hulle soos hulle doen? En kyk of jy by 'n plek kan uitkom, waar jy nog steeds maats is en baie lief vir mekaar kan wees. En dan die ander dingetjie is, jy kry graag wat jy wil hê en ek kry wat ek wil hê. Of partykeer kom ons op by 'n baie beter plan en ons kry iets wat nog beter as dit is. Nou vanoggend gaan oom Andrei, dis daai lang slim oom waar daar dokter voor staan, dis van slimheid dat hy daai dokternaam het. Hy gaan vir ons nog meer kom leer oor die Heilige Gees. Nou in die Ou Testament, nee, het dinge bietjie anders gewerk, maar ons lewe mos nou in die Nuwe Testament tyd waar die Heilige Gees al uitgestort is en waar ons vir die Heilige Gees kan vra vir gawes. En het julle geweet, wysheid is ook 'n gawe. Jy mag gaan bid vir hierdie groot persent, hierdie geskenk om ook met wysheid op te tree. Of jy nou 5, 6, 7 jaar oud is of 35 soos ek, jy mag vra vir wysheid. En soms gee God dit vir ons. Hoe great is dit? So gaan luister bietjie.
wat leer oom André ook vir ons oor die Gees hierdie week. 'n Mooi week vir julle. Ek sien julle weer volgende week.